Prys die Here. Soos ek verlede week gesê het, ons gaan so bietjie in die boek van die Romeine werk, alright? So dit mag dalk 'n bietjie in die begin eentonig wees, maar gee my net 'n geleentheid om vir jou die klimaks van dit alles te sê, alright? So gee my net so 'n bietjie 'n geleentheid. So as ons na die boek van die Romeine toe gaan, jy kan saam met my die boek van die Romeine oopmaak, en ons gaan in Romeine hoofstuk 1 lees, en ons gaan vanaf vers 1 tot en met vers 6 lees. Is dit reg so? Is jy almal daar? Ek gee jy kans. En ek wil hê jy moet baie mooi luister na die woorde. Hy sê, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel. Luister na die woorde, afgesonder. Afgesonder tot die evangelie van God. Right? Wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte aangaande sy seun, wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar word as die seun van God. Hoe? Deur die opstanding uit die dode. Right? Deur wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene. Luister nou baie mooi, onder al die heidene. En wat sê hy dan? Onder wie julle ook is. Alright? Met ander woorde, hy maak onderskeid tussen twee groepe. Onder wie julle ook is, geroepenis van God. Alright? Right, so hy maak onderskeid tussen twee groepe mense. Alright? Maar dit sê nie dat die een onafhanklik van die ander ene staan nie. Hy praat met die heidene, maar hy sê ook die geroepenis, so hy maak van die heidene ook geroepenis. Is dit baie duidelik? Verstaan ons dit so? Kan almal dit so sien? Okay. Interessant hierdie gemeente van Romeine is deur geen apostel tot stand gebring. En niemand het met die Romeinse kerk of na Rome toe gegaan en 'n kerk daar gaan stig nie, niemand nie. Nie een van die 12 apostels nie. Interessant, né? Okay. Hulle sê dat die ontstaan van die Romeinse kerk is begin as gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem. Onthou jy? Daar was 17 tale gepraat. Parters, Mede, Jode, Joodse genote, Kretense, Arabiere. En die skrif maak hierdie stelling, hy sê, ons het almal gehoor in ons eie taal waarin ons gebore is. Dit wil sê die apostels of die 120 in die boventrek of in die huis het almal in 'n dialek gepraat of in 'n taal gepraat wat al die anders kon verstaan. Interessant, né? Hulle het nie van 'n galog gepraat nie, baie dankie. Hulle het in elkeen in sy eie taal waarin hy gebore was. Okay, so, en dit maak dit interessant. So al inligting wat daardie mense gehad het toe hulle teruggegaan het Rome toe is wat? Die groot dade wat gespreek was deur die Gees van God in hulle eie taal. Hulle het net daai bietjie inligting gehad toe Petrus
verklaar het hoekom daar in tale gepraat word, het hy gesê, die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, en dit is wat God gesê het, in die laaste dae sal ek my gees uitgiet op alle vlees en hulle seuns en hulle dogters sal profeteer. En dan natuurlik die bietjie tyd wat hulle gehad het om saam met die apostels te spandeer voordat hulle teruggegaan het Rome toe. Nou dit sê vir ons een ding, dat hulle kennis en hulle insig aangaande die evangelie was baie beperk. So hulle het nie alles geweet nie. Alright? En dan moet ek en jy aanvaar dat hulle wat die Gees van God vir hulle in hulle eie taal gesê het, was genoeg motivering en aansporing vir hulle as 'n groep om 'n kerk te kan begin, of 'n gemeente te gaan begin. En dit wil ek weer sê, dit het hulle insig aangaande hierdie heidene en geroepenis, was hulle kennis beperk aangaande die seun van God, en wat die doel was van dit. Okay, en daarom moes Paulus dit dan nou ook vir hulle uitspel. En ons kan duidelik agterkom, as jy die boek van die Romeine lees, wat dat was 'n gemengde groep mense. Alright? Daar was heidene, maar daar was ook Jode, en daar was ook Jode genote. Alright? So dit was mense wat verskillende agtergronde gehad het, en daarom moes Paulus die evangelie volgens die boek van die Romeine baie duidelik uitspel. Luister, daar was nog nie 'n apostel om vir hulle duidelikheid te gee nie. So hulle moes net weet, en daarom is die doel van hierdie boek baie belangrik. Luister, baie belangrik vir die Jood en ook vir die Griek en ook vir die heiden. Uiters belangrik, sodat ons kan weet wat God vir Paulus gesê het. Hy moet duidelik uitwys wat die verskil is tussen die wet en tussen die genade. Onthou een ding, ons as heidene was nie deel van die wet nie. En hy moes uitwys, waar pas die heidene dan nou in, en hoe kan hy 'n middelweg kry tussen Jood en Griek, alright? En tussen heidene, as ek dit nou so noem. En hy moes vir hulle uitwys, luister baie mooi, in hierdie boek van die Romeine moes hy vir hulle uitwys, dat deur die wet na te kom, daar geen geregtigheid is nie. Die wet is baie goed. Die wet is baie goed, maar dit kan jou nie geregverdig kry nie. Die wet kan jou nie gered kry nie, die wet kan jou nie in 'n verhouding met God plaas nie, en daarom moes Paulus dit baie duidelik uitspel. Nou as jy na die boek van die Romeine kyk, is daar net vir jou een prentjie. En dit is die prentjie, luister baie mooi. Hy vat jou van die tempel na die kruis toe, en hy vat jou wat die gevolge van die kruis was. As jy daai prentjie in jou kop het, en jy met Romeine werk, dan weet jy, hy vat jou van die tempel. Ons moet onthou, tempel, na die kruis toe. En ons moet onthou, toe die boek van die Romeine geskryf word, was die tempel nog 'n plek wat daar gestaan het. Die tempel was nog nie verwoes nie. So hy moes die Jood wat in Romeine is, moet hy dan uitwys wat die nut van die tempel was, maar wat die nut van die kruis was, en wat die gevolg was as jy die kruis, of sal ek maar sê, deel van jou lewe maak. Alright, as ek nou so sommer maar net in plain Afrikaans. En omdat dit 'n verdeelde groep was, moes hy baie tyd aan dit spandeer, om die verskil tussen die wet en die kruis, of die wet en genade uit te wys.
Nou sê vir my wanneer het die brief ontstaan? Hierdie brief het ontstaan in die jaar 55, 56, spesifiek deur Paulus geskryf, en ons gaan nou daar kom hoekom dit Paulus was. Spesifiek deur Paulus geskryf, en Paulus het hierdie brief geskryf toe hy in Korinthe was, en hy die winter deurgebring het in Korinthe. So toe het hy tyd gehad en moes hy die brief skryf. En sy gevolg was, of sy plan van aksie was, as hy van Jerusalem af terugkom, onthou Paulus moes 'n groot bydrae gevat het, wat hy van die gemeentes gevat het, moes hy aan Judea vat, en as hy dan nou hierdie gawe afgelewer het, dan is hy op sy terugreis na Spanje toe, en as hy op sy terugreis na Spanje toe is, dan gaan hy Romeine aankom. Alright? Dit sê vir my twee dinge. Romeine was in dieselfde bootjie as wat Spanje was. Spesifiek Paulus moes by hulle uitkom. Nou kom ek vir jou sê, hoekom Paulus? Hoekom Paulus? Paulus was 'n Jood, gebore uit die geslag van Juda. Maar Paulus het Romeinse burgerskap besit, omdat hy in 'n Romeinse dorp gebore was, wat onder beheer van die Romeine was. So hy was 'n Romeinse burger, maar hy was uit die stam van Juda. Okay? Hy was uit die stam van Juda. En hy moes seker maak dat hy die Jood en die heiden by mekaar kry. Alright? En Paulus, dis hoekom die Jode probeer het om hom dood te maak. Alright, as jy deur die Bybel lees, en elke keer as die Jode hom wou doodmaak, het die Romeine gekom om hom te help. En toe die Jode met die Romeine saam konkel om hom dood te maak, toe sê, okay, ek beroep my op die keiser, want die keiser is die hoof van my as 'n Romeinse burger. En daarom moes hy Romeine toe gaan. Daarom moes hy, aan die einde van die dag, moes hy Romeine toe gaan. En geskiedenis sê, dat as Paulus uit die stam van Levi was, sou hy hoëpriester gewees het. Met ander woorde, dit sê vir my dat Paulus was 'n dokter in godsgeleerdheid. Hy kon net nie hoëpriester word nie, maar almal in die fariseërs omset het opgekyk na hom toe, want hy het groot geword onder die voete van Gamaliel, wat 'n dokter in godsgeleerdheid was. So Paulus sou die volgende hoëpriester geword het, as hy nie gerebelleer het teen sy eie opleiding nie. Hoor jy wat ek sê? As hy nie gerebelleer het teen sy eie opleiding nie. En Paulus moes uit die weg uitruim, luister baie mooi, wat die probleem was tussen die Jood en die heiden, of tussen die wet en genade, en hy moes die probleem aanspreek, wat vandag nog steeds die probleem in die kerk van die Here Jesus is. Vandag sit ons nog steeds met dieselfde probleem. Die mense wil die wet en die verordeninge van die wet onderhou, en hy moet die leerstellings en die feeste van die wet onderhou, terwyl Paulus dan nou vir hulle moet uitwys dat daar's geen redding in dit nie. Die enigste redding is as gevolg van die kruis van die Here Jesus, waar daar vrede tussen jou en die Skepper gemaak is, en dat jy slegs by God kan uitkom as gevolg van Jesus Christus. Hy sê, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur Jesus Christus nie. En Paulus moes dit vir die Jode uitwys. En vandag glo die kerk nog steeds, Jesus red my. Maar ek het seker Joodse wette om na te kom, om die versekering van my saligheid te bewerkstellig. Die sekering van my saligheid is gebaseer slegs op die dood van die Here Jesus
en sy opstanding, wat jou dan in 'n posisie met God plaas, wat nooit van tevore beskikbaar was nie. Paulus moet sê vir hulle baie duidelik, dat die wet is baie goed. Hy spel dit uit, die wet is baie goed. Maar, dit bring geen geloofsversekering. Die wet is baie goed, maar dit kan jou nie bring in gemeenskap met die Heilige Gees nie. Die wet is baie goed, maar dit is nie die weg na die Vader toe nie. Die wet is baie goed, maar dit het jou nie in 'n eenheidsgemeenskap met die Skepper van hemel en aarde nie. Die wet was baie goed, maar dit het jou gewys hoe jy van God afhanklik moet wees en dit nie kan maak nie, en Jesus Christus het gekom om vir jou te wys, ek het dit namens jou gemaak. Alright? En daarom kan jy jou volle geloofsvertroue plaas in wat Jesus Christus gedoen het. Okay? Nou as 'n mens na die boek van Titus toe gaan, hoekom Paulus spesifiek? Hoekom Paulus spesifiek? As jy na die boek van Titus toe gaan, Titus, daar's net een, Titus eerste hoofstuk, hoe jy dit ook al wil sê, en vers 3. Maar kom ons lees sommer van 1 tot en met vers 3. Is dit reg so? Luister baie mooi wat die skrif sê. Alright? Hy sê, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is. Alright? Kan jy sien, Paulus maak 'n duidelike onderskeid. Die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Waarvan is Paulus? Apostel van Jesus Christus, diensknegt vir die evangelie wat God beloof het deur sy profete in die heilige skrifte aangaande sy seun. Jy kan Romeine daarby insien. Nou sê hy, en in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Luister nou, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser, aan Titus my ware kind. Met ander woorde, luister mooi wat hy sê, die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is. Kom ons stop daar vir 'n minuut. Dit sê vir my, nie een van die apostels wat voor Paulus daar was, het hierdie boodskap van God ontvang nie. Want niemand was in staat om daardie boodskap te kan oordra met die kennis wat Paulus gehad het nie. En daarom moes God hom spesiaal roep. Daarom moes God hom spesiaal roep as gevolg van sy agtergrond. As gevolg van sy kennis moes God hom spesiaal roep en het daar 'n tyd in sy lewe of in die kalender van God, as jy dit so wil sê, 'n tyd aangebreek waar hy dit spesifiek Paulus geroep het net vir dit. Nou ons weet dat die boek in Galasiërs sê ook dat toe die volheid van tyd aangebreek het, het God sy seun uitgestuur. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop van die vloek van die wet. En toe daar die offer klaar plaasgevind het, moes God Paulus op 'n manier kry om hierdie evangelie dan nou aan hom bekend te maak. Alright? So Paulus was die enigste een wat die insig gehad het om hierdie evangelie te kon oordra. En ons almal weet wat die boek van Galasiërs sê. Ek moes eers self na daai berg toe gaan. En ek moes self ook gaan seker maak dat die evangelie wat ek gaan verkondig is 'n vervulling van dit wat geprofeteer was.
Hoor jy wat ek sê? Daarom sê ek kon eers 14 jaar later die apostels gaan wys en vir hulle gaan sê, dit wat God my gewys het, is die waarheid, want hier is die oplossing, of hier is die bewyse in my eie lewe, dat God 'n waarmaker van sy woord is. Daarom moes Paulus, hy sê ek 3 jaar later het ek by Petrus uitgekom. Hoekom by Petrus? Onthou jy dat Petrus was die eerste keer geroep na die heidene om te gaan na die heidene toe. En Petrus het gesien, hierdie evangelie werk nie vir my nie, want toe hy by Cornelius kom, toe sê hy, dit is ongeoorloof vir 'n Jood om in 'n heidense huis daar kom. Is ek reg? Met ander woorde, Petrus kanselleer sy eie roeping, en toe moes God vir Paulus in die lewe bring. En God moes vir Paulus spesiaal wys waaroor die evangelie gaan. Dit gaan nie oor die Jood nie. Dit gaan net oor die seun van God. OK. Nou, as jy saam met my, ons is in die boek van die Romeine, so blaai saam met my na die boek van die Romeine, die heel laaste hoofstuk en die Romeine hoofstuk 16, en dan gaan ek vir die vers 25 en vers 26 lees. Jy moet verstaan dat God het Paulus op 'n spesifieke tyd geroep om hierdie evangelie uit te dra. Luister, God kon nie een van die ander apostels kry om Rome toe te gaan nie. En hy moes hom spesifiek roep. Sê Paulus, ek gaan jou 'n bietjie wys waaroor dit gaan. Nou Romeine hoofstuk 16 vers 25 lees. Hy sê aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie. Sien jy dit daar? Volgens my evangelie, met ander woorde, die blye boodskap wat God aan my toevertrou het, bring 'n verskil. Aan my toevertrou het, of volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is. Sien jy dit daar? Ander woorde, Paulus sê, luister, die evangelie wat ek verkondig, stem nie ooreen met die evangelie wat die ander mense verkondig nie, want hulle vermeng God se genade met die wet. Hulle wil nog steeds slawe van mense maak en vir hulle voorskrifte gee wat net voordelig is vir die vlees. Hoor my woorde, net voordelig is vir die vlees, maar die gees waartoe God jou geskep het, het dit niks waarde nie. En daarom verskil my evangelie, sê Paulus, van die ander apostels se evangelie. Want die ander apostels het nog steeds slawe van mense gemaak. Die ander apostels het nog steeds die genade van God gevat en dit vermeng en het hulle nog steeds hierdie tempel voorskrifte gehou. En was dit nodig vir God om Paulus vorendag te laat kom, sodat Paulus kan besef, of dat die mense kan besef, die evangelie wat Paulus verkondig, verskil van almal. Kan ek hier na 'n gebeurtenis toe vat? Paulus sê toe ek in Antiochië gekom het, was die slim praatjies van Petrus van so aard dat hy selfs vir Barnabas. Weet jy wie was Barnabas?
dit was die een wat saam met Paulus afgevaardig is, of afgesonder was, deur die Heilige Gees, saamgestem het met die kerk of die raad, om te sê, sonder Paulus en Barnabas vir my af, sodat hulle na die heidene toe kan gaan. En toe Petrus in Antiochie kom, is hy so oortuigend met die slim stories aangaande die wet, dat hy self vir Barnabas laat meevoer het, en Barnabas ook betrokke geraak het, in die lering van die wet. En toe moes Paulus 'n besluit neem. In Antiochie moes Paulus 'n besluit neem, gaan ek toelaat dat Petrus aangaan, of gaan ek vir Petrus sê, dit stop nou. En daarom moes hy vir Petrus berispe voor die hele gemeente, en sê, Petrus, as jy wat 'n Jood is, die heidene dwing om soos Jode te lewe, terwyl ons wat Jode is, weet dat ons genade van God af nodig het, hoekom wil jy hê die Jode moet soos jy wees? Blaai saam met my gou na die boek van Handelinge toe. Handelinge hoofstuk 26. Handelinge hoofstuk 26 en vers 16 tot en met vers 18. Ek gee vir u vanmôre 'n geheim, dat as jy na die boek van Romeine toe gaan, dat jy Romeine kan lees met 'n ander oog uit, of uit 'n ander begrip uit. Right? Handelinge 26 vers 16 tot en met vers 18. En dit is nou Paulus, toe hy tot bekering gekom het, sê, rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem, tot 'n dienaar, en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Luister, was die ander apostels daar? Nee. Terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur. Sien jy die woord daar? Om hulle oë te open, halleluja, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heidene kan ontvang. Het jy die woord gehoor daar? Kom ek lees dit vir jou gou weer. Hy sê, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Amen. Hy sê, gaan sê vir die heidene, hulle het in my 'n erfdeel. Maar, heiliges. Nou wil ek vanmôre vir jou hierdie ding vra. Kon die wet enige mens heilig kry? Antwoord jouself. Here, kon die wet my heilig kry? Nee. Nou hoekom wil ek toelaat dat die wet my leidsman word? Baie goeie vraag. Hoekom wil ek hê die wet moet my in my verhouding met God lei, terwyl die Heilige Gees van God gegee is, wat my sal leer inlei in die volle waarheid? Nou laat ons toe, as kinders van God, gereddes, geheiliges, erfgename, laat ons toe dat ons geïndoktrineer word deur die wet. Luister mooi, ek sê nie die wet is verkeerd nie. Maar as die wet nie in jou gees geregverdig kan word, sodat jy dit kan uitlewe deur jou liggaam nie, het die wet vir jou geen waarde nie. Maar die wet kan jou nie na God toe bring nie. Maar God kan die wet deur jou laat werk. Hoor jy wat ek sê vanmôre?
Die wet het geen reddingskrag nie. Die wet het geen geregtigheid nie, want dit openbaar jou sonde. En die enigste een wat jou sonde verberg, is die bloed van Jesus Christus. So hoekom sal ek, as die Here sê, welgeluksalig is die man, wie se ongeregtigheid vergewe is, en wie se sondes bedek is, welgeluksalig is die man aan wie ek sonde nie sal toereken nie. Nou sê ek, Here, kom ons vat net so bietjie dit en ons hou dit so bietjie een kant en dan sê ek, Here, die wet gaan my help. En dan sê die boek van die Romeine, die wet wat hy gaan doen is, hy gaan jou sonde vir jou openbaar. Met ander woorde, die wet haal my sonde onder die bloed van Jesus uit. Kan ek dit meer ernstiger stel? Baie dankie. So die wet gaan haal my onder die genade uit, en die wet sê vir my, die genade om Christus is nie genoeg nie. Jy beter sorg dat jy die wet onderhou, om heiliger voor God te kan wees. Liewe Vader, terwyl hy sê, ek het jou heilig gemaak, en as ek jou heilig gemaak het, en as ek jou in 'n verhouding met my gekry het, dan gaan ek jou help om die wet te onderhou. Dink 'n bietjie wat ek nou gesê het. Want wat het hy gekom om te doen? Wat het hy gekom om te doen? Om 'n eenheid tussen my en die Skepper te bewerkstellig. Die wet maak skeiding. Die wet maak skeiding. Die bloed van Jesus Christus het gekom, Vader, soos wat ek een met U is, laat hulle met U een wees. En Vader, as hulle die wet dan nou verkies, dan moet hulle maar bereid wees om ook die skeiding deelagtig te kan wees. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Die bloed van Jesus Christus het 'n eenheid bewerkstellig. En Paulus is geroep spesifiek vir dit. OK, kom ek bring jou by die klimaks van die Romeine. Ek bring jou by die klimaks van die Romeine. Blaai saam met my na die boek van, of na Romeine hoofstuk 8 toe ons. Romeine hoofstuk 8, die klimaks van die Romeine. Romeine hoofstuk 8, en ek gaan vir u vers 28 tot en met vers 30 lees. Luister nou mooi, wat is die klimaks van die Romeine? Wat was Paulus se doelstelling om vir hulle te skryf? Want onthou, Paulus sê, ek gaan vir jou hierdie dinge sê, maar wanneer ek jou gesien het, gaan ek vir jou 'n volgende genadegawe gee. Maar luister, wat is die ding? Hy sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek is in Romeine hoofstuk 8 vers 28. Kom ons gee net gou die Engels ook kans om daar bly. Romeine hoofstuk 8 vers 28. Alright, vir die wat dit wil lees, and we know that all things work together for the good to them that love God. En dit is wat die kerk ons geleer het. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet. En dan dink ons, alles moet God vir my laat goed meewerk, terwyl ek dink God moet dit onder die wet vir my doen. Jy hoor nie wat ek sê nie. Alles, die pastoor leer vir jou, alles gaan vir jou ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Maar dan wil hy God se liefde aan die wet koppel. Maar alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het,
Die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Sien jy dit daar? Moet nou nie sê Willem sê dit nie. Paulus sê dit vir die mense wat nie insig het nie. En wat sê hy? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Halleluja. Nou luister nou mooi, Paulus stop nie daar nie. Hy sê luister. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook van tevore, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Right? En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou wil ek jou vanmôre vra, wat se verheerliking het die wet jou gegee, behalwe om vir jou uit te wys dat jy 'n sondaar is? Nou sê Paulus, die doel waarvoor Jesus Christus gekom het na hierdie aarde toe, om die eersgebore seun van God te wees onder baie seuns van God. Moet ek dit weer sê? Want hy wil baie broeders, of hy wil baie seuns van God, na die heerlikheid bring. En hy wil hê, hulle moet weet wat God hulle gegee het. En daarom sê Paulus, wat God in my in die gees geopenbaar is, dat jy 'n verheerlikte seun van God is. Nie onder die wet nie, onder die genade van die kruis. En dit maak van my 'n seun van God. Maar as ek die beste gawe van God vat, en ek wil 'n vergelyking met die wet maak, is jy besig om jouself te beroof van dit wat God jou gegee het. Nou sê jy, dankie Here, ek is deur genade, is ek gered deur die geloof, en dit nie het myself nie, dis 'n gawe van God. Dan sê ek, Here, vat hierdie gawe, en laat ek net 'n bietjie by die wet uitkom. Ek is nie ernstig nie, ek is baie ernstig. Want nou sê ek, dankie Here vir hierdie kruis, jy het my gered Here, maar Here, ek wil net so 'n bietjie help met die tempelbediening. Want Here, ek is mos 'n kind van God, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God lief het. Nie onder dit nie. Luister vanmôre in die naam van die Here, nie onder dit nie, onder dit. En as jy hierdie gedeelte van Romeine mis, dan mis jy die hele openbaring wat God vir Paulus gegee het, dat hy wil vir jou wys, dat hy is die eersgeborene van baie broeders, en hy wil baie broeders na die heerlikheid van God bring. Hy wil baie broeders plaas in 'n posisie waarin hy self sit. Hy wil onsself in 'n posisie sit waarin hy sit. Kan jy sien, my vrou lees ook Bybel? Ja. En nou wat hy sê, nou sê hy, ons wil hierdie tempel in stand hou, terwyl hierdie tempel alreeds staan. Nou vra ek jou vanmôre, waar is die tempel van God? Jy is die tempel van God. En nou sê Paulus, laat jou opbou soos 'n lewende steen tot 'n woning van God in die gees, sodat jy aan God geestelike offers kan bring. Nou sê ek, nee Here, ek moet hierdie offers bring. Ja, ek moet net gou so 'n bietjie help. En dit is hoekom God jou gevat het. Luister vanmôre. God jou gevat het
na die hoogste posisie in hierdie sigbare wêreld, maar ook die hoogste posisie in die onsigbare wêreld. Sodat jy in 'n plek kan wees waar die Seun van God sit aan die regterhand van die Vader. En nou wil ons laat die Here help my om die beste woord te. Nou wil ek hê dat hierdie bedeling moet bepaal wie en wat ek is. Nou wil ek hê hierdie bedeling moet bepaal wie en wat ek is. En kanselleer ek alles wat hierdie bedeling veroorsaak het. Kanselleer ek ook. Jy het die stelling al gehoor wat hy sê oor my dooie liggaam. Nou sê ek gaan liewer staan oor die dooie liggaam van die Here Jesus en ek gaan terug na die eerste beginsels van hierdie wêreld. Terwyl Paulus sê, as gevolg van God wat my spesifiek uitgeroep het, om vir jou kennis te gee, wat die ander apostels nie gehad het nie. En ek moes vir hulle gaan leer waaroor dit gaan. Nou sê ek vanmôre, nee Here, dit kan nie so werk nie. Blaai gou saam met my, ons is in Romeine, blaai gou saam met my na Romeine hoofstuk 3. Romeine hoofstuk 3, vers 21, as ek nou. Paulus praat oor die wet en hy praat oor alles. Hy sê, onthou die wet kan jy nie geregverdig kry. Nou sê hy, maar nou, die geregtigheid van God geopenbaar, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet en die profete. Halleluja. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus. Nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Kan ek dit weer lees? Nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Hy sê, neem kennis, die wet en die profete het vir jou vertel, daar gaan 'n geregtigheid kom wat nie uit die wet uit is nie. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van geloof in Jesus Christus, of deur geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Paulus sê, word wakker man. Die wet en die profete het vir jou gesê, daar gaan 'n dimensie of 'n tydperk van geregtigheid aangekondig of aanbreek, en hulle sê vir jou, jy sal slegs geregverdig word deur die geloof in wat Jesus Christus gedoen het. OK. Vers 28 en vers 29 van dieselfde hoofstuk. Romeine hoofstuk 3 vers 28 en vers 29. Luister wat die skrif sê asseblief. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof. Ekskuus, sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Heidene? Wanneer het jy die wet gekry? Ons het genade gekry. So wat 'n duiwel soek jy onder die wet? Romeine 2 vers 14. Romeine 2 vers 14. Kom, ek bevestig dit net gou. Romeine 2 vers 14. Wanneer die heidene wat geen wet het nie.
al het hulle geen wet nie. Alright? Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Met ander woorde, hy sê, as jy nou dink, of as jy dit wil hê, dat jy geregverdig moet word deur die wet, maak jy vir jouself 'n wet, dan al het jy geen wet nie. Nou die skrif is baie duidelik, hy sê, waar geen wet is nie, kan daar nie 'n oortreding wees nie. Prys die Here. Waar daar nie 'n wet is nie, kan daar nie 'n oortreding wees nie. En daarom is ek en jy nie onder die wet nie, ons is onder die genade om in 'n verhouding met God te kan staan, sodat die bloed van Jesus Christus wat my rein gemaak het, my sy blyplek kan maak. Seun van God, geroepene, verheerlik, geregverdig. Daarom sê Paulus, ek is 'n slaaf van die evangelie om julle ontwil. Ek is 'n slaaf van die evangelie om julle ontwil. Luister maar, nie hierdie evangelie nie, daardie evangelie. Daarvan het ek 'n slaaf geword, sodat jy kan besef, die wat hy geroep het, die het hy geregverdig. Die wat hy geregverdig het, die het hy verheerlik. Met die verheerliking van so aard dat dit die beeld van die seun kan dra. So ek en jy moet besluit, wanneer ons Romeine lees, uit watter oogpunt lees ek Romeine? Onder die vloek of onder die openbaring? Lees ek dit onder die voorskrifte van die ou bedeling of lewe ek dit volgens die openbaring wat God vir Paulus gegee het, wat hy die alleen reg gehad het, voordat hy dit vir iemand anders te kon bekend maak? Amen en amen. In die nag waarin die Here Jesus verraai is, luister mooi, het hy die brood geneem, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Asseblief in Jesus naam, net so ook die beker na die ete met die woorde, dit is 'n nuwe testament in my bloed. Hoor jy wat ek sê? Dit is 'n nuwe testament in my bloed. Dit is nie die bloed van bokke en stiere en kalwers wat nie geregtigheid kon bring nie, wat geen sonde kon vergewe nie. Dit is 'n nuwe testament in my bloed en drink dit tot my gedagtenis. As jy dit drink, dink aan wat ek van jou gemaak het. En as jy weet wat ek jou gemaak het, luister na 'n waarskuwing vanmôre. As jy weet wat ek jou gemaak het, jy's deel van die liggaam, maar jou broer ook. Daarom sê hy, drink dit tot my gedagtenis, sodat jy kan weet, ek is die eerste van baie broers, maar jy's my broer, maar jou broer is ook jou broer. Daarom moet jy die liggaam van die Here Jesus kan onderskei. Staan saam met my vanmôre. Kom ons stap vorentoe vanmôre en kry vir jou in hierdie oortuiging van jou gemoed mede-erfgenaam. Deel van dit waarvoor God my geroep het. Stap maar na, is nie my nagmaal nie, dis die nagmaal van die Here Jesus. Dis ook nie hierdie kerksinne nie, dis almal wat weet dat hy geregverdig is deur die bloed van Jesus. Kry 'n Nuwe Testament bevestiging vanmôre deur die bloed van Jesus Christus. Amen.